Hallo en welkom. Vandag neem ons jou na Nishi, Sugamo en Tokyo. Jy het vir ons 'n fascinerende stapel bronne gestuur, plaaslike gidse, blogs, selfs ou kaarte en dokumente. Ons gaan nou saam deur hierdie materiaal werk om die verborgde stories en, wel, daai interessante plekke te ontdek wat hierdie buurt so spesiaal maak. Ons missie vandag, om so bietjie verby die oppervlakte kyk. Ons soek daardie unieke stukke geskiedenis, daai verrassende details wat jy dalk sal misloop as jy nie presies weet waarom te kyk nie. Reg, kom ons begin ons verkenning. Absoluut. En wat dadelik vir my uitgestaan het uit jou bronne, is hoe Nishi-Sugamo oor tyd gevorm is deur, wel, verskywings. Jy weet, Verskywings, hoe bedoel jy? wel, tempels wat hierheen getrek het, die egos van 'n ou hoofweg, selfs die transformasie van 'n plek met 'n nogal donker verlede na iets heeltemal nuuts. Dis 'n plek waar lae van geskiedenis letterlik op mekaar gebou is. Ja, kyk, een van die eerste dinge wat mense raak sien, is dat dit 'n teramachi is, 'n tempelbeurt. Die bronne wys dat baie van hierdie tempels eers later hierheen verskuif het, so rondom die laat Meiji, vroeë Taisha tydperk. Shoho-in word genoem, met bande na die bekende Rennoji in Ueno. Maar interessant genoeg, een van die bronauteurs sê die hekke was toe. Maak mens nogal nuuskierig, né? Wel, daardie verskywing was eintlik nogal algemeen, naarmate sentraal Tokyo uitgebrei het. Jy weet, plek moes gemaak word. Ek sien. En Nishi-Sugamo het toe 'n nuwe tuiste vir baie tempels geword. Dis hoekom jy vandag hierdie digte konsentrasie vind. Maar dis binne hierdie tempels waarvan die mees aangrypende stories lê. Saihoji is 'n uitstekende voorbeeld. Saihoji, ja, dit staan ook bekend as Dotetsu Saihoji. Die bronne sê dis vernoem na 'n priester, Dotetsu. Maar dit het ook 'n ander, meer somber bynaam gehad, Nagakomi-dera. Wat beteken dit presies? Nagakomi-dera. Dit beteken letterlik ingooi tempel. En dis nogal 'n tragiese skakel na die nabygeleë Yoshiwara rooi ligdistrik, veral in die Edo-tydperk. Regtig? Ja, kyk, hierdie tempels soos Saihoji, wat oorspronklik nader aan Yoshiwara was, langs die dout of duik, vandaar die priester se naam Dotetsu, het die liggame ontvang van diegene wat, wel, geen ander plek gehad het nie. Sjoe, Onopgeëiste prostituie uit Yoshiwara, tereggesteldes, mense wat sommer op straat gesterf het. Maar priester Dotetsu was glo bekend vir sy deernis, dat hy hierdie vergete siele met respek behandel het. Een bron noem selfs 'n ou koperlanterndoon op die terrein wat hierdie geskiedenis aandui. dis nogal 'n sware geskiedenis. En dit bring ons by een van die mees dramatiese figure wat in jou bronne genoem word, Takalo Tayu. Takatayu. 'n Tayu was blykbaar die heel hoogste rang van Kritisane en Yoshiwara. Elegant, opgevoed en, wel, heeltemal buite bereik vir die meeste mense. Maar die stories oor hierdie spesifieke Takao, die Sendai Takao, loop wild uiteen. Presies. Die gewilde verhale is of dat sy wreed vermoor is deur 'n magtige heer, die daimyo van Sendai, of dat hulle baie verlief was. Maar, soos een bron skerp opmerk, Wag, die graf, né? juis, haar graf is in Saihoji, reg langs die van die priester Dotetsu. En dit laat mens vra oor albei daardie populêre weergawes. Hoekom sou sy juis daar begrawe word? En dis waar 'n derde, minder bekende storie opduik, is dit nie? Een wat Dotetsu en Takao direk verbind. Dis korrek, ja. Hierdie weergawe, wat in een van die meer gedetailleerde bronne voorkom, stel voor dat Dotetsu, toe hy nog 'n jong samurai-seun was, sy eie heer gekonfronteer het oor diese obsessie met Takao. Regtig? Ja, en Takao was glo teenwoordig, was beïndruk deur die seun se moed en het op hom verlief geraak. Later het die seun 'n priester geword, Dotetsu, en die storie lui dat Takao op haar sterfbed gevra het om langs hom begrawe te word. En hier is die fascinerende detail uit die tempelrekords. Wat? Sy sterf net 4 dae na hom. 4 dae. Dis ongelooflik. Het sy geweet hy is oorlede? Die bronne kan natuurlik nie sê nie, maar daardie nabyheid en die feit dat hulle grafte langs mekaar is, dit spreek boekdele. Absoluut. Dit laat die gewone stories baie anders lyk.
En daar is selfs 'n visuele detail vir besoekers, né? Die bron beskryf Dotetsu se Jizo-grafbeeldjie as nogal aantreklik, 'n Ikemen Jizo, maar Takahausen opvallend swak gemaak. Dis 'n eienaardige kontras. Dit is beslis 'n storie en 'n plek wat tot die verbeelding spreek. En is nie die enigste graf met 'n bekende storie hier rond nie. By Myogyoji, 'n ander tempel in die omgewing, lê Oiwa-san begrawe. Oiwa-san, ja, die sprookstorie Yotsuya Kaidan. Presies. Haar naam is sinoniem met een van Japan se bekendste spookstories. Wat interessant is hier, volgens die bronne, is haar postueme boeddhistiese naam, haar kaimyo. Dit bevat die karakter In. Dis 'n baie hoë eerbewys, gewoonlik vir adel gereserveer. En die legende? Die legende loop dat die reeks rampe wat glo met haar storie verband hou, eers opgehou het nadat die tempel hierdie eer aan haar toegeken het. Natuurlik na 'n stewige donasie. So bietjie soos 'n geestelike opgradering met 'n prys. Dit illustreer mooi hoe legende en geskiedenis hier verweef raak. Ja, En dan is daar nog figure so Shinmon Tatsugoro, begrawe by Saiyunji. Hy was 'n kyokaku, jy weet, 'n soort ridderlike onderwêreldfiguur uit die laat Edo-tydperk. rampokker. Ja, maar met 'n erekode, soort van. Hy het glo die laaste shogun, Tokugawa Kiki, beskerm, moontlik omdat sy dogter Keiki se bywyf was. En hy was ook hoof van die markstalletjie eienaars in Asakusa. 'n Kleurvolle karakter, baie kleurvol. En by Zenyoji word een van die Edo San Enma genoem, 'n groot indrukwekkende standbeeld van Enma, die regter van die onderwêreld. En ook die graf van Ogata Kenzan, die beroemde pottebakker en skilder. Dis nogal 'n versameling, né? 'n kurtisane, 'n spook, 'n rampokker, 'n kunstenaar. Presies. Hierdie grafte weerspieël die diverse sosiale tapestrie van Edo en Meiji Japan, wat hier in Nishizugamu saamkom. Vir jou as besoeker beteken dit dat die tempelgronde hier nie net stil plekke van aanbidding is nie. Dis eintlik argiewe van fascinerende lewens. Dis waar. En een bron noem 'n wonderlike tasbare detail. Ou handpompe by Myogyoji en Ryokanji wat steeds werk. Regtig, werkende handpompe. Ja, dis 'n direkte funksionele skakel na daardie era. Nogal ongelooflik. Dis fantasties. Goed, maar Nishizugamu se geskiedenis lê nie net in die tempels en grafte nie, die bronne wys ook hoe belangrik die ou paaie was. Die Nakasendo hoofweg byvoorbeeld. Korrek, een van die 5 groot roetes uit Edo. Dit het hier verbygeloop. En daar was die Koshinzuka. Ja, op 'n belangrike kruising. Dit was meer as net 'n heuwel, dit was 'n tachiba, 'n erkende rusplek vir reisigers op pad tussen in die Honbashi-brug in Edo en die volgende amptelike posdorp Itabashi. So 'n soort padstol van daai tyd. Ja, presies. Dink daaraan as 'n noodsaaklike stop vir tee, rus, miskien 'n happie eetgoed. Hierdie area was dus van vroeg af al 'n plek van beweging en rus. En daardie energie leef nogal voort, né? Die bronne trek 'n direkte lyn van daardie ou rusplek na die bedrywige Sugamo Jizo Dori winkelstraat vandag. Ja, absoluut. Daardie winkelstraat word beskou as 'n direkte afstammeling van die bedrywigheid rondom die Koshinzuka en langs die Nakasendo. Dit het daardie gevoel van 'n tradisionele inkope en kuierplek behou. En die eetgoed. Wel selfs die lekkernye wat jy daar kry, soos shio daifuku, daai soutige ryskoekies met sweet boontjiepasta, is deel van 'n lang kulturele tradisie wat hier voortleef. Dis 'n goeie voorbeeld van hoe die verlede steeds die hede vorm. Nou vir 'n ware versteekte juweel wat een van die blogs wat jy gedeel het uitgelig het. Iets wat mens sommer maklik kan miskyk. 'n Ou mangelteksel. Ag ja, daardie een. Dis 'n fantastiese fonds. Regtig, vertel. Dit is gevind op 'n stel trappe en die inskripsie daarop Tokyo fu Kitatoshi Magun Nishi Sugamo Cho plaas dit in 'n baie spesifieke tydperk tussen 1918 en 1932. So voor dit deel geword het van Toshima Ward. Presies. Dit was toe Nishi Sugamo nog 'n aparte dorp Machi was. Dis ongelooflik dat so 'n eenvoudige voorwerp 'n stukkie administratiewe geskiedenis vasvang. Die bron gee selfs details 67 cm breed, omring deur ou randstene.
En die kontras, van daardie selfde plek kon die blogger die moderne Sunshine City wolkekrabber sien. Ja, oud en nuut, reg langs mekaar. En daardie tydperk, die vroeë 20ste eeu, was een van dramatiese verandering vir Nishi-Sugamo. Jou bronne wys hoe die bevolking hier ontplof het, veral na die Groot Kanto aardbewing in 1923. Mense het seker uit die stad gevlug. Presies. Alle het uit die verwoeste sentrale stad hierheen gestroom. Een bron noem dat die bevolking tussen 1920 en 1925 amper verdubbel het. Dit het Nishi-Sugamo teen 1930 die digsbevolkte voorstad gemaak wat by Tokio ingelyf sou word. Daardie manga-deksel is dus 'n stille getuie van daardie intense groeiperiode. Maar die 20ste eeu het ook, wel, donkerder tye gebring. Die area is onlosmaaklik verbind met die Sugamo-tronk. Ja, die terrein van die voormalige Sugamo-tronk. Dis waarskynlik die bekendste historiese plek hier, maar om heel ander, somberder redes. Die tronk self het van die Meiji-era tot 1971 bestaan. Maar dis na die oorlog wat dit bekend geword het. Ja, na die Tweede Wêreldoorlog het dit internasionale bekendheid verwerf, toe die geallieerde magte dit gebruik het om vermeende Japanse oorlogsmisdadigers aan te hou en te verhoor. Hooggeplaaste figure, insluitend Eerste Minister Hideki Tojo, is hier aangehou en uiteindelik tereggestel. Dis 'n swaar stuk geskiedenis vir enige buurt om te dra. Wat het van die terrein geword, nadat die tronk gesluit is? Dit is heeltemal herontwikkel in die 1970s. Vandag staan die massiewe Sunshine City kompleks met sy wolkekrabber, winkelsentrum, aquarium op 'n groot deel van die ou tronkterrein. En die res? Die res is omgeskerp in die Hishi-Ikebukuro sentrale park. En belangrik, binne daardie park is daar 'n monument, die ewige vrede gedenkteken. Ah, Dis 'n stil maar kragtige erkenning van die terrein se verlede en 'n duidelike simbool van transformasie en die hoop op vrede. Dit wys hoe plekke kan verander, jy weet, nuwe betekenis kan kry. dis merkwaardige transformasie. En die bronne noem ook die impak van die Tweede Wêreldoorlog se ligaanvalle op die area self. Inderdaad, Nishi-Sugamo is swaar getref in 1945, maar dieselfde bronne beklemtoon die veerkragtigheid van die gemeenskap. Inwoners het glo sommer self ingespring om puin te verwyder en te begin herbou. Daai gemeenskapsgees. Ja, daardie gees van selfhelp en wederwysige ondersteuning is ook deel van die area se karakter. So, as ons nou terugkyk op alles wat ons vandag uit jou bronne gehaal het, is Nishi-Sugamo regtig veel meer as wat met die eerste oogopslag sigbaar is. Ons het die aangrypende liefdesverhaal van Taka en Dotetsu by Sai Hoji ontdek, die legende van Oiwa by Myogyoji, Die belang van die Koshinzuka as 'n historiese rusplek, ja, en daardie wonderlike ou manga-deksel wat 'n hele era vasvang, en natuurlik die diepgaande transformasie van die Sugamo-tronkterrein. absoluut. Wat hierdie verkenning vir jou wys, is hoe laag van geskiedenis van Edo-tydpark en Trigus tot 20ste eeuse omwentelinge fisies en kultureel in een woonbuurt saamleef. Dis waar. So 'n wandeling hier met hierdie stories in gedagte word 'n reis deur tyd. Dit gaan daaroor om te weet waarom daardie klein leidrade en verborge juwele te soek. Die grafsteen, die ou pomp, die naam van 'n winkelstraat, selfs 'n manga-teksel. En hier is 'n laaste gedagte om mee af te sluit. Iets wat een bron terloops genoem het wat regtig by my vasgesteek het. Die Samai Yoshino kersiebloom. O ja, Dis seker die bekendste kersiebloeiselsoort ter wêreld. Wel, dit het sy oorsprong hier, in die ou Samai dorpie, deel van hierdie Nishi-Sugamo omgewing. Ontwikkel deur plaaslike kwekers in die laat Edo-tydperk. dis fascinant, né? Om te dink daardie ikoniese pinkwit bloeisels wat ons elke lente wêreldwyd sien, hul nederige begin was hier. Tussen hierdie einste tempels en strate. Presies. So volgende keer as jy daardie bloeisels sien, waar ook al jy is, dink terug aan Nishi-Sugamo. Hoe verander dit jou perspektief om te weet hulle kom van hierdie plek met sulke ryk verborge stories? Iets om oor na te dink. Tot volgende keer vir nog 'n verkenning.